Goeiemôre liewe kykers. Baie welkom by ons Kinders van God SA YouTube kanaal. Dit is wonderlik om weer saam met julle te kuier vandag. Vir diegene wat my nie ken nie, wat vir die eerste keer inloer, my naam is Mariska Kemp. Ek is 'n Bybelse beraader. Ek skryf innerlike genesing en geestelike groei boeke. En ek is ook die eienaar van Mia House of Publishing, waar ons fokus op Christelike boeke wat ons dan publiseer. Ons is op hierdie stadium besig, en ek het op die vorige program het ek gepraat oor waar my storie vir God se glorie begin het. En in die tyd wat ons nou gaan saam in beweeg is waar ons 99 dae gaan neem om die woord van God te gebruik om ons gedagtes en ons gemoed te vernuwe. Dit is so belangrik vir ons as kinders van God, want wanneer ons ja sê vir Jesus, dat ons hom aanvaar as ons verlosser en saligmaker, is dit maar net die begin van ons reis van geloof. En dit is nie waar dit eindig, dat ons wag wanneer hy ons eendag kom haal, of wanneer ons heen gaan om by hom te wees nie. Daar's soveel meer intussen vandat ons ja gesê het. En vandag gaan ons kyk na die onderwerp van genoeg is genoeg. Ek het jare terug, toe ek my hart vir die Here gegee het, het ek deur 'n proses gegaan, en ek gaan nog elke dag daardeur, waar hernuwing van my gedagtes en gemoed so nodig is, omdat ek 'n oorwinnaar van depressie is, maar die vyand het mos altyd 'n manier om 'n mens te wil terugtrek daarin. So waaksaamheid is so nodig, en die Here het vir my, as ek verskoon my Engels, die tools gegee om dit te kan doen. Okay, nou hierdie is dag 1. Nou die titel, soos ek gesê het, is Genoeg is genoeg, en daar's 'n lied van Joe Niemand wat vir my so tot my hart gespreek het op 'n sekere gedeelte in my lewe. Dit was net nadat ek my hart vir die Here gegee het, maar ek was nog nie op 'n plek waar ek kan sê ek was heeltemal vry in my siel nie. Nou sy lied, Genoeg is genoeg, gaan genoeg is genoeg, hoor my stem, Here, ek is moeg om net te lê, staan op vir my en al die kinders, Heer. Daai woorde, dit het soveel betekenis. Die dag toe dit gespeel het in ons huis, en ek was op 'n breekpunt van, ek het nou net gehoor ek gaan retrench word as gevolg van die siekte toestand wat ek deurgaan, want ongelukkig tas depressie nie net jou gedagtes en jou brein en jou gemoed en alles aan nie. Dit manifesteer as siektes ook in die liggaam. So op daai oomblik was dit asof alles net tot stilstand gekom het, en ek het net gesê, Here, ek kan nie meer nie. Asseblief, Here, in my skoonma het my geleer 'n wonderlike ding wat ek nooit regtig verstaan het nie, maar vandag wel verstaan. Sy het altyd gesê, Mariska, verklaar jouself bankrot voor God. En dis juis in Matteus 5 van die bergrede, waar daar staan dat geseënd is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. En daai dag het ek letterlik op in ons eetkamer, want ek het by die rekenaar gesit toe ek die oproep ontvang. Ek het neergeval op my knieë en ek het net gesê, Here, ek kan nie meer nie. Ek verklaar myself totaal en al bankrot voor U. Jesus, neem oor. En dit was nie 'n maklike pad gewees daarna nie, maar dit is nog altyd die moeite werd, want ten spyte van alles wat ons deurgaan in die lewe, dis net daai gerusstelling om te weet, God is met ons en hy is vir ons. Hy is nie teen ons nie. En hy's nie 'n mens dat hy kan lieg nie. Hy hou altyd sy beloftes. Ek sê altyd, God breaks chains, not promises. So ek gaan gou 'n gedeelte met julle deel wat ek
in hierdie proses, soos ek gesê het, dag 1. Ek gaan weer net noem van Joe Niemand. Genoeg is genoeg, hoor my stem. Here, ek is moeg om net te lê, staan op vir my en al die kinders, Heer. Nou, soos ek genoem het, hierdie is 'n lied van die gospelsanger Joe Niemand met baie groot betekenis vir my. En ek lees sommer net gou vir julle die dag 1 wat ek in my boek geskryf het. Ek het in 2015 'n stadium bereik waar ek reeds vir Jesus Christus aangeneem het as my verlosser en saligmaker. Maar nog steeds was ek vasgevang in my verlede van trauma, verliese, emosionele seer en baie woede. Ek het geweet ek is skoon gewas van my sonde en vergewe deur Jesus. My siel, waar ons denke, emosies en eie wil gesetel is, wil egter nie so lekker saamwerk nie. Klink dit vir julle bekend? Stukkie vir stukkie het die Here my begin help om los te kom van die verlede, maar ek moes egter die keuse van genoeg is genoeg maak. Ek moes leer om op te hou om ander te blameer vir my ongelukkigheid en die gedagte dat die wêreld my iets skuld vir alles wat ek moes deurgaan. Ek moes die Here toestemming gee om die kettinge van die verlede te breek. Ons God, wat 'n God van liefde is, sal hom nooit op ons afdwing nie. Dis hoekom hy vir ons eie wil gegee het om self te kies. In die Bybel sal jy sien dat Jesus in 'n gedeelte van Jakobus 4 vers 8 die volgende sê: Nader tot my en ek sal tot julle nader. Asook Matteus 11 vers 28. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. En dan ook Matteus 7 vers 7 en 8. Vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat vra ontvang en elkeen wat soek kry, en vir elkeen wat klop sal oopgemaak word. Hierdie woorde is almal werkwoorde. So wat dit vir my sê is dat ons wel werk het om te doen deur 'n keuse te maak. Hierdie keuse van genoeg is genoeg kan net deur jouself geneem word. Geen persoon, nie jou man, kinders, ma, pa of vriende kan dit namens jou doen nie. Maak vandag die keuse van genoeg is genoeg, sodat jou siel kan vry word, sodat jou gees, soos jou gees reeds vry is. Jesus staan met uitgestrekte arms en wag vir jou. Dit is so wonderlik en bevrydend om daardie laste vir Jesus Christus te gee en dit daar te los. In Romeine 12 vers 2 lees ons: Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. En soos ek altyd sê, onthou ons kan, want Jesus het. Gaan uit en gaan leef in God se vryheid, genade en liefde. Liewe kykers, ek hoop hierdie gedeelte het julle vandag gebless. Ja, soos ek sê, dat werkwoorde, daar's ietsie wat ons ook moet doen. Ons moet daai keuse maak, ons moet nader tot God. En hy gee vir ons die uitnodiging, ons moet net die uitnodiging aanvaar. En julle moet 'n baie mooi geseënde dag hê, en as julle nuut is op die groep, like en follow, share met julle vriende, familie, almal wat jy dink nodig het om hierdie boodskap te hoor, en subscribe op ons kanaal, dat ons as kinders van God eensgesind en saam kan staan in hierdie journey van geloof. Blessings en Jesus liefde. En onthou altyd, jy kan, want Jesus het.